Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels en die titel is Ons het gewen. Ons het gewen en vanoggend kyk ons na Nehemia hoofstuk 3. Nehemia 3. Nou terwyl ons dan die Bybels oopmaak by Nehemia hoofstuk 3, kom ons maak die oë toe. Hemelse Vader, dankie Here dat U ons lei. Dankie Here dat U vir ons hierdie wonderlike woord gee, hierdie boodskap, hierdie voorbeeld van hierdie man Nehemia. Here, en ek wil vanoggend vra dat U ons sal help om sy voorbeeld na te volg. Here, en ek wil vra dat U elkeen wat vanoggend luister hier sal seën, deur elkeen van ons ore oop te maak om die boodskap te hoor, om ons verstand oop te maak dat ons dit kan verstaan, Here, en dat ons hierdie boodskap in ons harte sal bewaar. Here, en ek vra ook dat U my sal seën deur my lippe aan te raak en U self deur my te spreek. In U heilige naam. Amen. Geliefdes, jy is uitgehonger en jy het vir 'n paar dae nie geëet nie, maar jy's na 'n banket genooi en jy arriveer daar met opwinding en jy sit saam met die ander gaste terwyl groot borde vol heerlik rykende kos bedien word, maar dan ontdek jy dat jy 'n ernstige probleem het. Skielik wil jou arms nie by die elmboog buig nie. Jy kan nie hierdie kos van die bord na jou mond kry nie. En dan sien jy en jy kyk en dan leer jy dat almal by die banket het dieselfde probleem skielik. Niemand kan hierdie feesmaal proe tensy hy besluit om dit soos 'n hond of soos 'n vark direk van die bord af te eet nie. Maar dan kry een ou 'n idee. Hy ryk met sy vurk en hy kry 'n mond vol kos en dan met sy stywe arm swaai dit oor in sy buurman se mond in. En dan doen sy buurman dieselfde en gou volg almal die voorbeeld en so voed almal mekaar en hulle geniet die banket. Dit is 'n dowwe, dalk amper 'n robbe prentjie van hoe God se mense moet funksioneer. God het ons as individue gemaak en ons moet dit nooit ontken nie, maar terselfdertyd het hy ons as interafhanklike individue gemaak. Ons is baie lede, maar een liggaam in Christus. Hy wil hê ons moet leer om saam te werk. God self is 'n drie-eenheid. Hy's een God wat uit 3 persone bestaan, wat elkeen ten volle God is. Die 3 persone is 'n perfekte eenheid van wese en harmonie en samewerking. En God wil hê dat sy mense sy beeld moet weerspieël deur in eenheid en harmonie saam te werk. Maar dit is baie makliker gesê as gedaan. Hoe doen ons dit? Nehemia 3 gee ons 'n illustratiewe antwoord. Want hier is 'n verslag van die arbeidsverdeling in hoofstuk 3 in die herbou van die muur van Jerusalem onder Nehemia se leierskap. By die eerste oogopslag en miskien met die tweede en die derde oogopslag lyk dit nie na 'n maklike gedeelte om te preek nie. Een bekende Bybelleraar allegoriseer die poorte in die hoofstuk en gee geestelike betekenis aan elkeen. Die skaappoort verwys na Christus, die goeie herder, waar die Christelike lewe moet begin. Die vispoort verwys na Christus se roeping om vissers van mense te wees. Die ou poort beteken dat ons al die moderne, nuwerwetse idees moet verwerp en terugkeer na die ou paai, en so gaan hy aan. En nog 'n ander, gewoonlik baie, kan ons sê winsgewende outeur, begin die verse wat mans noem wat by hulle huis werk om die belangrikheid van die Christelike gesin te hanteer. En 'n derde ene noem die hoofstuk in een sin en beweeg aan na hoofstuk 4. Selfs Charles Spurgeon neem die verwysing na die breë muur in vers 8 om in 'n preek oor die noodsaaklikheid dat die kerk afgesonder van die wêreld moet wees te spring. Terwyl ek met sy punt saamstem tot 'n mate, sien ek dit nie as die kernbetekenis van hierdie teks nie. Waarom het God Nehemia 3 in die skrif ingesluit? Wat wil hy moet ons daaruit leer? Ek glo dat dit hier is om vir ons die belangrikheid te wys van saamwerk
om God se doel te bereik. Want om God se doel te bereik het ons 'n gemeenskaplike visie en toegewyde leiers en gewillige werkers nodig wat hulle deel doen. En hierdie 3 elemente is of eksplisiet of implisiet in ons teks vanmôre. Die gemeenskaplike visie om die muur te herbou, Nehemia as die leier wat daardie visie ingeboesem het en al die mense wat betrokke geraak het. Kom ons kyk daarna. Eerst om God se doel te bereik het ons 'n gemeenskaplike visie vir die taak nodig. Jy kan nie saamwerk as elkeen 'n ander idee het van wat jy probeer bereik nie. As een man gedink het dat die doel was om net 'n dekoratiewe muur of 'n heining te bou, maar die volgende ou 'n vesting in die vooruitsig gehad het, dan sou chaos geheers het. En as hulle baie ver sou gevorder het, dan sou dit belaglik gelyk het. So hulle moes oor 'n gemeenskaplike visie saamstem sodat hulle harmonieus kon saamwerk. En hulle taak was spesifiek en meetbaar om die muur rondom Jerusalem te herbou om 'n verdediging teen hulle vyande te bied. En ek beny hulle dat die projek redelik vinnig voltooi kon word en almal kon sê, ons het dit gedoen. Ek weet nie of ons in vandag se tyd so groot taak in 52 dae sou kon afhandel. Maar die kerk se taak is nie so maklik bereikbaar soos wat hierdie bou van die muur was nie. Want ons taak is om te sien dat die groot opdrag vervul word deur die evangelie aan elke volksgroep op aarde te verkondig. Maar meer as net evangelisasie vereis daardie taak die oprigting van kerke in elke volksgroep wat hulle mense leer om alles te gehoorsaam wat Jesus beveel het, soos Matteus 28 vers 20 vir ons sê. En die hoogste doel van God se doel deur sy kerk is dat hy verheerlik sal word, dat sy naam geheilig sal word op aarde soos in die hemel. En soos ons hoofstuk 1 gesien het, sal dit gebeur wanneer sy mense hulle genoegsaamheid en vreugde in Jesus Christus vind. En soos ek toe ook reeds genoem het, en al voorheen in ander boodskappe, soos John Piper se woorde wat sê, God word die meeste in ons verheerlik, wanneer ons die meeste tevrede is in hom. En daarom is ons doel om 'n passie vir God se heerlikheid onder die nasies te versprei, deur die evangelie te verkondig en deur al sy heiliges te help om Jesus Christus as hulle grootste vreugde en skat te geniet. Dit is ons visie. Alles wat ons vir die Here doen, moet daardie visie in gedagte hê, al is dit nie altyd so onmiddellik voor die hand liggend, hoe elke taak tot die visie bydra nie. Byvoorbeeld, as jy geleentheid kry met iemand oor Jesus te praat, en hy reageer op die evangelie, is dit natuurlik verwant aan die visie. Maar wat van die skoonmaak van die kombuis na 'n kerklike byeenkoms? Om met daardie taak te help sal waarskynlik nie direk daartoe lei dat baie siele by die koninkryk gevoeg word nie. Maar selfs so is dit 'n belangrike taak wat bydra tot die algehele saak. Want as niemand kies om dit te doen nie, dan kan dit die welstand van die kerk ernstig belemmer. Of iemand kan dit met 'n morrende gees doen en kla oor hoe ongevoelig ander is wat nie betrokke wil raak nie. Of jy kan dit doen met vreugde in jou hart, omdat God jou gered het en jou deel van sy kerk gemaak het. En so kry hy die eer en jou lewe straal die vreugde uit om Jesus Christus te ken. So weer eens, ons algehele visie is om 'n passie vir God se eer onder die nasies te versprei, deur die evangelie te verkondig en deur al sy heiliges te help om Jesus Christus as hulle grootste vreugde en skat te ervaar. En tweedens, om God se doel te bereik, benodig ons toegewyde leiers wat almal kan help om na die gemeenskaplike visie te werk. Ons sien God bereik sy doel deur mense, maar mense het leiers nodig om hulle te motiveer en te organiseer vir die saak. Die mense wat in Nehemia 3 gelys word, het al jare lank daar gewoon in Jerusalem. Maar die muur is eers gebou toe God Nehemia opgerig het om die leiding te neem. En is interessant dat Nehemia nooit in hoofstuk 3 genoem word nie. Die Nehemia wat in hoofstuk 3 vers 16 genoem word, verwys na 'n ander man met dieselfde naam. Maar Nehemia se arbeid is agter die hele hoofstuk. Hy het ten minste 7 dinge gedoen wat goeie leiers doen. Die eerste is, 'n leier moenie omgee as die krediet aan ander gaan nie. Want Nehemia wou nie 'n groot banier oor die hoofhek of 'n bronsplaat hê wat lui die Nehemia gedenkmuur nie.
Nehemia was eerder toegewy aan die saak. Hy wou hê die muur moes gebou word, sodat God se naam in Jerusalem verheerlik sou word, en sy volk nie meer 'n smaad sou wees nie. En Nehemia het geweet dat God sy poging sou erken, en hy het geswoeg om te hoor welgedaan van die Here eendag. En tweedens, 'n leier moet mense motiveer. Want die Jode was al vir 90 jaar lank terug in die land, maar die muur was nog steeds nie herbou nie. Maar toe kom Nehemia en hy maak almal opgewonde oor die idee. En hulle het aan die werk gespring en die muur in 'n rekordtyd opgerig ten spyte van teenkante. Dus motivering is 'n sleutel tot produktiwiteit. En ek glo elkeen van julle het dit al ervaar. Jy het 'n projek gehad wat nie klaar gekom het nie. Jy het uitgestel omdat jy net nie gemotiveerd was om dit te doen nie. En toe op 'n dag het iets binne jou verander. Miskien was dit 'n sperdatum. Maak jy huis skoon voordat die familie opdaag vir 'n besoek. Miskien het jy die waarde daarvan gesien om dit klaar te kry. En jy het gedink, ek is moeg om na 'n onkruid oorgroeide agterplaas te kyk. Ek gaan dit netjies maak. Jy het gemotiveerd geraak en die projek redelik vinnig voltooi. Dis die moeilike ding omtrent die motivering van 'n groep mense, is dat wat sommige mense motiveer, ander weer afskrik. Selfs Nehemia kon nie die edeles van Tekoa kry om by die projek aan te sluit nie, soos vers 5 vir ons sê. En een wyse manier waarop Nehemia die mense gemotiveer het, was om baie van hulle toe te wys om te werk aan die gedeelte van die muur waarin hulle besondere belangstelling gehad het. Die priesters het aan die skaappoort gewerk, soos ons sien in vers 1, die poort waar die mense offerandes na die tempel sou bring. Ander het die muur voor hulle eie huise herstel, soos ons in vers 10 en 23 en 28 tot 30 sien. So hulle het 'n persoonlike aansporing gehad om 'n goeie werk te doen. En derdens, 'n leier moet beplan en organiseer. En dit is duidelik uit die gladde werking wat in hoofstuk 3 uiteengesit word, dat Nehemia uitgebreide beplanning en organisering gedoen het. Want hy het vooraf uitgewerk hoe om hierdie enorme taak aan te pak. En hy het die projek in hanteerbare eenhede opgebreek, en hy het die beskikbare werkers aan die verskillende eenhede toegewys, en hy het gewerk om hulle te koördineer, sodat alles by mekaar pas. En soos ons verlede week gesien het, is beplanning en gebed nie teenoorstaandes nie, solank ons nie op die planne staat maak nie. En daar is niks verkeerd met organisasie nie, solank ons buigsaam genoeg is om aan te pas by die sterk en die swakpunte van die betrokke individue. So beklemtoon mense dat die liggaam van Christus 'n lewende organisme is, nie 'n organisasie nie. En hoewel dit waar is en nie vergeet moet word nie, moet ons ook onthou dat elke lewende organisme hoogs georganiseerd is. As niks verkeerd nie en alles is reg met organisasie, solank dit die doeltreffende funksionering van die organisme bevorder. En vierdens, 'n leier moet kan delegeer. Nehemia kon onmoontlik al hierdie werk alleen gedoen het nie. Hy moes dit aan die werkers toevertrou en hulle die gesag gee om die werk gedoen te kry. En soms, om eerlik te wees, is dit makliker om die werk self te doen as om dit te delegeer. Maar soos die werk in omvang groei die noodsaaklikheid van delegering. Sommige pastore hou hulle hand aan elke aspek van die bediening en hierdie soort manne brand dikwels uit. En sien, God het gawes aan sy mense gegee en hulle is bekwam om sy werk voort te sit. En die pastoor moet net beskikbaar wees as 'n hulpbron as daar 'n probleem is. Maar hy hoef nie sy hand op alles te hê nie. Want hy kan dit nie doen en steeds doen wat God hom gegee het om te doen nie. As God jou geroep het om te lei, vra jouself altyd af, kan iemand anders dit net so effektief of meer effektief doen as ek? So deur te delegeer, betrek jy meer werkers en kry jy meer gedoen. En dan vyftens, 'n leier moet toesig hou. Delegering beteken nie om dit af te laai of te dikteer en dan te gee pad nie. Want om iets op iemand af te laai en daarvan weg te loop, is nie effektiewe leierskap nie. En om elke detail te dikteer, is nie om met behoorlike vryheid te delegeer nie. Want terwyl Nehemia die werk gedelegeer het, kan jy seker wees dat hy rondgegaan het om die vordering te inspekteer, om met sy leiers te praat en hulle te help om dinge na die doel te beweeg. En in vers 20 merk hy op dat Baruch ywerige gedeelte van die muur herstel het. En blykbaar het Nehemia nie geweet
wie wat doen nie. Hy het nie net geweet wie wat doen nie, maar hy het ook geweet hoe hulle dit doen, want hy het toesig gehou. Baruch het uitstekende werk gedoen. En hy noem dit, en die ouderlinge moet toesig hou oor die kudde in die gemeente. En dit behels die balans tussen die gee van leiding en raad soos nodig, maar ook die vryheid aan werkers gee om hulle bedieninge uit te voer in ooreenstemming met hulle eie gawes en idees in lyn met die skrif en die algehele visie. En 6stens, 'n leier moet behoorlike erkenning gee. Want blykbaar het Nehemia in detail neergeskryf wie wat aan hierdie projek gedoen het. En ek kan my nie voorstel dat hy al hierdie name net sommer so sou onthou sonder om dit neer te skryf nie. En sommige word genoem asof hulle meer as een gedeelte van die muur voltooi het, soos ons in vers 4 en vers 21 sien, en vers 5 en vers 27 as jy dit saam lees. Maar die belangrike ding was nie dat Nehemia elke werker erken het nie, maar dat God hulle erken het, die Here name hier te laat insluit. En ek sal eerlik wees dat ek altyd 'n bietjie senuweeagtig is om erkenning by naam te gee uit vrees dat ek iemand dalk sal vergeet en dan die persoon sal seermaak. Maar ten spyte daarvan is dit gepas om erkenning te gee vir 'n werk wat goed gedoen is. En dan laastens, 'n leier moenie afgelei word deur diegene wat nie samewerkend is nie. Want Nehemia 3 vers 5 noem terloops die edeles van Tekoa wat geweier het om by die projek aan te sluit. Miskien uit kleinlike trots. En tot die edeles se skaamte het die mense van Tekoa 2 dele van die muur gebou, en sommige edeles van ander dorpe het hulle moue opgerol en hulle het ook aan die werk gespring, soos ons in vers 9 en 12 sien. Want Nehemia het geen energie aan die edeles van Tekoa bestee nie. Hy het eerder saam met die baie gewillige werkers gewerk. En diegene wat nie betrokke geraak het nie, was op die lange duur eintlik die verloorders. Want om God se doel te bereik, het ons 'n gemeenskaplike visie en toegewyde leiers nodig. Nou laastens, punt 3, om God se doel te bereik, het ons gewillige werkers nodig wat hulle deel doen. Want die mense het Nehemia se visie gehoor en hulle het geantwoord, kom ons staan op en bou. En deur saam te werk het hulle bereik wat niemand individueel kon bereik nie. Ek wil nie ons moet daar 4 dinge hier kyk. Eerstens, die werkers was bereid om saam te werk en met mekaar te koördineer vir die algehele saak. En terwyl sommige voor hulle eie huise gewerk het, soos ons reeds genoem het baie ander van afgeleide stede gekom om te help. Ons sien dit in verse 2, 5, 7, 13, vers 14, vers 16, vers 17. En nadat die projek klaar was, het hulle huise teruggekeer sonder enige daaglikse persoonlike voordeel uit hulle arbeid. Ja, miskien kon hulle veiliger in hulle dorpe woon met 'n sterk hoofstad in Jerusalem. En hulle sou dit geniet het om te weet dat die tempel veilig agter die muur was, sodat hulle daarheen kon gaan vir die jaarlikse feeste. Maar boonbehalwe enige persoonlike voordele, was hulle bereid om vir die algehele saak te werk, sodat die naam van die Here en sy volk nie meer smaad onder die nasies sou wees nie. Hulle het ook die projek gekoördineer sodat al die dele by mekaar pas. Elke persoon het geweet wat sy taak was en hy het dit gedoen, maar hy het dit in harmonie en samewerking met ander gedoen. En dit sou nie gewerk het as een ou sy eie gedeelte gebou het, maar dit nie met die gedeelte van die ou langsom verbind het nie. Dan was dit alles losstaande muurtjies. En as een van julle ooit saam met julle kinders met hulle Lego blokkies gespeel het, of julle as kind self met Lego blokkies gespeel het, dan weet jy dat elke gedeelte van 'n muur in die volgende gedeelte ingesluit moes word, om dit saam te bind, anders gaan dit omval. En die ouens wat die hekke bou, moes koördineer met die ouens wat die mure om die hekke bou. Jy sien, in die kerk is dit nie genoeg om 'n klomp onafhanklike bedieninge langs mekaar te hê nie. Ons moet almal saamwerk om die algehele saak van Christus te ondersteun. En die tweede punt, die werkers was bereid om mekaar aan te vul vir die algehele saak. Almal kon nie dieselfde werk doen. Sommige het aan die mure gewerk, ander het aan die hekke gewerk. En jy weet, daai hekke, dis groot hekke, dis groot poorte, dis nie hekke soos ons vandag ken nie. Om hulle te hang is nie 'n maklike taak nie. Sommige was sterk genoeg om swaar klippe of bakstene te dra. Ander weer moes ligter werk doen. Maar elke werker was belangrik in die saak. Soos Paulus vir ons sê in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 30, is die liggaam nie een lid nie, maar baie. Die voet durf nie dink dat dit nie 'n noodsaaklike deel van die liggaam is nie, want dit is nie 'n hand nie.
en die hand sou dwaas wees om die voet te verag. Elke deel het 'n spesifieke en belangrike funksie om te vervul. Elke deel is afhanklik van die ander dele sodat die hele liggaam behoorlik kan funksioneer. En derdens, sommige werkers was bereid om buite hulle sterkpunte te werk. Die priesters, insluitende die hoëpriester, het betrokke geraak by die bou van die skaappoort en 'n gedeelte van die muur, soos ons vers 1 sien. Hulle het nie in, noem dit nou maar die kweekskool geleer hoe om dit te doen nie. Miskien moes hulle 'n paar wenke kry van sommige van die manne wat ervare was in daardie soort ding oor hoe om 'n poort te bou en optaal. Sommige van die stadsamptenare het hulle moue opgerol en hulle by die mense aangesluit by die werk, volgens verse 9 en 12. Hulle het nie handearbeid as benede hulle waardigheid beskou nie. En sommige van die werkers was goudsmede en parfuummakers van beroep, soos vers 8 sê. Hulle was nie gewoond aan hierdie soort strawwe arbeid nie. En hulle het waarskynlik spierpynne gehad op plekke waarvan hulle nooit geweet het dat hulle het nie. Maar hulle het aan die werk deelgeneem. Een man het herstelwerk saam met sy dogters gedoen, sê vers 12. So blykbaar het hulle meer gedoen as om net middagete en limonade te maak, die vrouens. Jy weet, soms sê mense, ek gaan nie in 'n skoonmaakspan werk nie, want dis nie my geestelike gawe nie. Ja, jou geestelike gawe behoort jou te help om te weet waarom jou pogings te fokus, want daar is baie werk waar ons almal geroep is om saam in te spring, of dit nou jou gawe is of nie. Die punt van Nehemia 3 is dat almal betrokke geraak het. In die Nuwe Testament is duidelik dat as jy 'n Christen is, jy in die bediening of die diens is, en dat jy eendag aan die meester rekenskap van jou bediening gaan gee, soos Matteus 25 vers 14 tot 30 wat ons duidelik sê. Want die gevaar is dat hierdie een talent Christen sal dink dat sy deel onbeduidend is, en dat hy dit nie vir die meester sal gebruik nie. Maar die meester verwag dat elke dienaar sal gebruik wat hy aan hom toevertrou het. En dan vierdens, sommige werkers was bereid om die minder glansryke of begeerlike werk te doen. Ons sien Malkia in vers 14 het die Vullispoort, of ook genoem die Aspoort, herstel. En dit was aan die suidekant van die stad en dit het oopgemaak na die Kidron-vallei, waar die mense al hulle vullis gebring het om te verbrand. En as hy dieselfde Malkia is wat in vers 31 genoem word, dan was hy 'n goudsmid van beroep, en hy het ook gehelp met herstelwerk aan 'n ander deel van die muur. Daar was waarskynlik baie meer vrywilligers om die Fonteinpoort te herstel as wat daar was vir die Vullispoort. Maar Malkia het besef dat die werk gedoen moes word en hy was bereid om dit vir die saak te doen. En ek wil afsluit vanmôre. Jare gelede het ek 'n storie gehoor wat ek nooit vergeet het nie, want dit het my kulturele denkwyse uitgedaag met wat ek glo 'n meer Bybelse standpunt is. En ek het dit al voorheen in 'n boodskap gedeel, maar ek vertel dit weer omdat dit ons teks so goed illustreer. Sommige westerse sendelinge in 'n afgeleë gebied van die Filippynse eilande het 'n kroketspel in hulle voortuin opgestel. En verskeie van hulle wat noem hulle die Acta Negrito bure het belang gestel, en so die sendeling die reëls verduidelik en vir elkeen 'n krokethamer en 'n bal gegee en hy het hulle aan die gang gekry. En soos die spel gevorder het die geleentheid gekom vir een van die spelers om voordeel te trek, het 'n ander deur daardie persoon se bal uit die baan uit te slaan. En die sendeling het die prosedure verduidelik, maar sy raad het sy Negrito vriend verwar en hy het gesê, waarom sou ek sy bal uit die baan wou slaan? Het hy gevra, sodat jy sal wen, het die sendeling verduidelik. In die kort inboorling, waar net in sy lendedoek geklee, het sy kop in verwarring geskit, want in daardie jag en versamelgemeenskap oorleef mense nie deur mee te ding nie, maar deur gelyk op in elke aktiwiteit te deel. En so die spel voortgegaan, maar niemand het die sendeling se raad gevolg nie. En wanneer 'n speler suksesvol deur al die paaltjies gekom het, dan was die spel nie vir hom verby nie, en hy het teruggegaan en hy het hulp en raad aan sy medespelers gegee. En soos die laaste speler na die laaste paaltjie beweeg het, was die spel steeds grootliks 'n spanpoging, en uiteindelik, toe die laaste paaltjie gespeel is, het die hele groep vrolik geskree, ons het gewen, ons het gewen. En dit is hoe die kerk moet funksioneer. Ons moet saamwerk, nie mededingend nie. Wanneer een lid 'n punt aanteken, is dit 'n punt vir die hele span. Sommige van julle woon eredienste by, maar julle dien nie in enige deel van die saak nie.
Ek is bly dat julle dit doen en ek hoop dat julle leer en groei deur die dienste by te woon. Miskien neem julle dalk net 'n broodnodige ruskans en dis ook oukei. Maar as julle Christus ken, is julle 'n noodsaaklike deel van die liggaam. Op 'n stadium wil die Here hê dat julle by die saak betrokke moet raak. En hier is hoe Petrus in 1 Petrus 4 vers 10 tot 11 dit vir ons stel. Na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie dienaars van die veelvuldige genade van God. As iemand spreek, laat dit wees soos woorde van God. As iemand dien, laat dit wees soos uit die krag wat God verleen, sodat God in alles verheerlik kan word deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en krag toekom tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike les wat ons kan leer. Uit hierdie werk wat Nehemia georganiseer en gereël het. Here, dat ons kan leer dat elkeen van ons 'n diens het om te verrig. Here, en selfs waar dit nie 'n diens is wat ons voel in ons gawe sfeer is nie, dit moet gedoen word en dat ons moue sal oprol en aan die werk sal spring. Want ons weet dat alles wat ons doen tot U eer en verheerliking is. Laat ons dit dan so doen, Here. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle na die boodskap geluister het en mag julle ook hieruit leer vanmôre dat ons almal lede is van een liggaam en dat elkeen belangrik is en dat elke lid met die volgende een moet saamwerk sodat ons nie aparte muurtjies bou wat op jou ene gaan omval nie, maar dat dit een borswering sterk muur sal wees tot die eer en die verheerliking van ons Heiland. Mag julle wonderlike Christusgevulde dag en 'n Christusgevulde week geniet. En as dit die Here se wil is, kom ons volgende Sondag by mekaar weer eens om verder te leer wat hierdie groot werk wat Nehemia kom doen het vir ons kan leer. Maar tot dan, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. Mag God julle seën. Shalom.